In die middeleeuse filosofie waarop die middeleeuse katholieke kerk gebou was, in 'n poging om die evangelie met rasionele denke te integreer, is daar nogal swaar op Aristoteles voortgebou. En jy het waarskynlik beslis al van hom gehoor, miskien die grootste filosoof saam met Plato van die Griekse filosowe. So kom ons gesels net gou vir 'n oomblik oor dit en die implikasies hiervan vir vandag. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Nou in Aristoteles se lys van eienskappe het hy gesê die hoogste eienskap is om substantief te wees. Met ander woorde, om te bestaan. 'n veel laer eienskap in sy lysie was verhouding. Substansie was dus sonder enige twyfel belangriker as verhouding. En dus het hy die menslike persoon as 'n rasionele substansie gedefinieer. En hierdie definisie van die menslike persoon het wel in 'n sekere sin tot in die moderne tyd voortgeduur. Jy is 'n individuele rasionele substansie of bestaan. Jy is en jy is. 'n hoogs individualistiese idee. Ons dink het net vandag te voorskyn gekom, lyk my toe nou nie. Nou ons het geen bewyse dat Aristoteles deur die evangelie beïnvloed is nie. Verhouding was 'n mindere eienskap van mindere belang. Dit gaan oor hoe jy teenwoordig is. Nou, ek sê al baie jare, as jy weet hoe om regtig teenwoordig te wees by enigiets, kan selfs 'n sardientjie jou bekeer. Jy sal die ware teenwoordigheid ken, sodra jy weet hoe om self teenwoordig te wees. En dit is goeie goed hierdie. Dit werk regtig vir die meeste mense, selfs moderne en postmoderne mense, want dit is nie ideologies nie, dit is nie regtig abstrakt nie, dit is verhoudingsgebaseerd. So kom ons kyk nou na die definisie van 'n persoon, of die woord persoon. En hierdie is die moeite werd om daarna te kyk, en dit gaan nie abstrakt wees nie, so bly net gou by my. Die woord persoon kom van die Griekse persona, en dis natuurlik dieselfde oorgevat in Latyn ook, en dit beteken letterlik deur klink, per sonare, deur klink. Die woorde is geneem uit die Griekse theater uit. Dit was soos 'n megafoon wat op 'n Griekse masker was. So omdat hulle nie mikrofone gehad het in daardie tyd nie, hulle wou hê almal moes hulle hoor. Hulle het nie mikrofone soos ons gehad nie, en hierdie Griekse maskers is dan personas genoem. Hulle het daardie selfde woord gebruik om toe nou later na die Vader, die Seun en die Heilige Gees te verwys, presies omdat elkeen 'n deur klink van die ander twee was, 'n klank wat nooit opgehou het nie. Hulle identiteit was 'n uitgieting, 'n selfleegmaking, en jy kan net selfleegmaking waag as jy kan vertrou dat iemand anders jou gaan vul. Andersins sal jy nie. Jy kan aan Christene preek soveel as wat jy wil, jy moet aan jouself sterf. Hulle sal dit nie doen nie. Hulle sal dit nie doen nie, want ek moet gerusgestel word dat my voorraad herstel sal word. Nou sien ons daardie misterie opgelos in die drie-eenheid, wat natuurlik die manier is waarop liefde werk, waarna ons gister verwys het. En daardie selfde woord is gebruik om te verduidelik dat God nie 'n geïsoleerde identiteit was nie, maar drie personares. En teen die 16de, 17de, 18de eeu het ons die woord persoon begin gebruik om na onsself te verwys. Nou oorspronklik was dit korrek, ek bedoel, jy ook, ek ook. Ek is nie 'n onafhanklike rasionele substansie nie. Ek sit hier. Ek, Sebastian, sit hier, 'n produk van my kultuur, my familie, my ma, my pa, my NG Kerk, my Pretoria agtergrond, al hierdie dinge is in my. Ek is nie 'n onafhanklike substansie nie. Dit is 'n mite dat ons alleen hier staan. Hoopelik sien jy nou wat gebeur het en hoekom die individualisme soveel van die evangeliese
krag letterlik vernietig het. Omdat wat veronderstel was om 'n korporatiewe gedeelde deelnemende identiteit te wees, geskape na die beeld van God, wat self 'n gedeelde deelnemende identiteit is, wat ons in werklikheid geskep het, en ons gebruik die woord persoon. Sebastian is 'n persoon, Jan is 'n persoon, Sunny is 'n persoon. Dit draai die betekenis 180 grade om. Die presiese teenoorgestelde van wat dit eens beteken het. En dit is verbuisterend. Baie mense vra my, hoekom moet ek kerk toe gaan? Ek kan God mos op my eie dien. En dit is waarmee ons te doen het. Ons probeer individuele persone stuur, wat probeer om hulle self te definieer deur hulle private waardigheid, of private onwaardigheid, of private godsdiens. Die een is so sleg soos die ander. Die hele paradigma is eintlik bankrot, en dit gaan nie werk nie. Tegnies is bankrot seker ook half die verkeerde woord, want dit is nie bankrot nie, jy kan geld daaruit maak, want baie kerke maak mense bang, en hulle sal by jou klub aansluit vir 'n groot fooi, jy weet, om hulle vrese weg te neem. En terwyl kerk en ons soveel meer is as net ek is soveel meer as net ek. God is Vader, Seun en Gees, in verhouding gelyk en teenwoordig nou. En ek hoop dit maak vir jou sin, en ek hoop dit help jou om ook in verhouding alles te sien. Tot môre, mooi loop.